Mense, goeie môre, wat 'n voorreg om jou op hierdie pragtige Shabbatoggend te kan groet in die naam wat aan ons gegee is, wat bo elke naam is. En dis die naam van ons meester, Yeshua HaMashiach. Mense, hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. En niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. In hom en deur hom en tot hom het ek en jy vandag die gawe van die ewige lewe. Dis vanoggend 'n voorreg om met jou te kan gesels. En ek wil hierdie woord met jou deel wat Abba op my hart kom lê. Maar voor ek dit met jou deel, wil ek jou vinnig vertel, waar kom hierdie woord vandaan? Onthou julle verlede week het ek 'n boodskap gebring, wat wil Elohim vir ons wys in die jaar 5786 of die jaar 2026. Julle onthou die boodskap, as jy nie daarna gekyk het nie, gaan kyk asseblief daarna, wat wil Elohim vir ons wys in hierdie jaar 2026. En terwyl ek hierdie woord voorberei, stap ek een oggend in my studeerkamer in. En ek gaan sommer net spontaan in aanbidding en ek bid hierdie gebed. Ek sê, Abba, ek het die werklik nodig met kreatiwiteit. Abba, wat sê ek vir die volk? Hulle het al soveel boodskappe, hulle het al soveel preke gehoor. Abba, wat sê ek vir ons volk? Help my, rig my, stig my, lei my. Abba, U is Yahweh, my Kadeshkem, U is my heiligmaker. Ek het U nodig. Geef vir my gedagtelyne oor wat kan ek hierdie volk vertel? Abba, wat moet ek vir hulle sê? Dat ek sal staan soos die Jeremia in die tempelhoof om te sê, so spreek Yahweh, die Almagtige, die Heilige van Israel. Abba, help my met dit asseblief. En terwyl ek in gebed is, raak alles om my net doodstil. En ek hoor in my gedagtes, en ek hoor, as berou te laat is, of wanneer berou te laat is, in daai konteks. En ek raak doodstil. En weet jy, ek kry hier binne, kry ek 'n bewoe in my gees, en ek sê, Abba, wat wil U vir my sê? En ek hoor weer die woord, as berou te laat is. En ek besef net, sjoe, Abba is besig om met my te praat, om my voor te berei vir 'n woord. En ek gaan sit by my lesenaar, en ek vat my pen, en nou ek is 'n skrywer, en ek is 'n linkspoot, en ek vat 'n stuk papier, en ek skryf, en toe ek my oë uitvee, dit ek 12, 13 bladsye vol geskryf. Mense, ek het nie eens die woord oopgemaak nie, ek het net my hand op die papier neergesit, en ek het begin skrywe, en Abba kom lê hierdie woord in my, eenvoudige woord. Let's keep it simple, eenvoudige woord. Ek gaan nie met jou Hebreëus praat nie, ek gaan nie met jou mysteries of verborgenhede hanteer nie, ek gaan met jou reguit praat, soos wat Abba het op my hart gelê het, en my gebed vanoggend is dat Vader my lippe sal aanraak, dat ek niks sal sê wat hy nie wou gehad het ek moes sê nie. En hierdeur wil ek jou nie manipuleer, want baie mense doen dit. Baie mense sê, nee, ek het by Vader gehoor, ek het die inspraak van die Heilige Gees gehad, en nou wil ek julle vertel, nou kan ek jou lekker manipuleer met die woord. Dis nie wat ek wil doen nie. Ek wil met jou praat oor wat Abba op my hart kom lê. In my gebed, en julle weet, my tema hierdie jaar, vir my, vir Frikkie, is dat die oordenkinge van my hart en die woorde van my lippe, Abba, vir U welgevalle, heilige, aanneemlike offer sal wees. Niks anders. Niks anders. So ek hoop en ek vertrou, Abba, dat ek my beste kan gee vandag. En dat mense sal besef, daar kom 'n dag, daar kom 'n uur, wanneer berou te laat is. Ons besef dit nie. Dis waar die woord vandaan kom. Ek het dit gaan skryf, ek het nie getik nie. Ek skryf altyd my woord neer met 'n pen. Mense, ek skryf penne leeg. Ek skryf penne leeg. En as ek klaar geskryf het, dan gaan ek na my rekenaar toe en dan tik ek. As ek tik, het ek nie kreatiwiteit nie. Ek het kreatiwiteit wanneer ek my pen vat en ek begin skryf, dan het ek kreatiwiteit. En nou is dit op my rekenaar en nou wil ek dit met jou deel. Ek wil met jou deel en ek hoop nie ek laat iets uit nie. So bly by my, wees geduldig met my asseblief. Dis Shabbat. Ons het die hele dag tyd om voor die aangesig van Skepper God te kan wees. Dis 'n rusdag, dis 'n heilige dag, dis 'n geseënde dag. En weer eens baie dankie dat jy ingeskakel is vandag by hierdie uitsending van Menorah Tabernakel. En weer eens dankie ook namens my en my vrou Amela, my bruid, wil ons net kom dankie sê vir baie mense se saad
wat hulle saai in Menorah Tabernakel. Mense sonder julle hulp, maar sonder julle bystand. Daardeur is ons oë nie gefestig op mense nie, glad nie. Ons oog is gefestig op die bron van alle bestaan. En ek verklaar op die lig, en ek verklaar in die publiek, my afhanklikheid, my en my vrou, Menorah Tabernakel se afhanklikheid, is by hom wat hemel en aarde geskaap het. Hy is die heilige van Israel, hy is die bron van alle bestaan, en ek verklaar vandag my afhanklikheid by hom, en ek wil nederig wees voor sy aangesig. Dit gaan oor hom. Haal my uit die equation uit. Sit my een kant. Abba, kom u na vore. Kom ek en jy bid saam. Kom ons bid saam. Abba, baie dankie vir hierdie pragtige dag. Dankie vir Shabbat. Dankie dat ons kan inbeweeg in u teenwoordigheid. Abba, u teenwoordigheid is hemels. Ek wil in die besonder vandag vir u dankie sê vir u woord, in die woord wat gestalte gekry het in die vorm van vlees, want u het gekom in die vlees, sodat ons kan leer hoe om te wandel soos wat u gewandel het, dat ons u hande extended sal wees, dat ons vandag u voete extended sal wees, u mond, u gedagtelyne, dat ons dit sal kan weergee, en Abba, dat ons harte in lyn sal kom met u karakter, sodat die lig van die menorah wat in ons skyn met die attribute van die 7 attribute van u ruach, dat daardie attribute sal uitskyn, dat ons lig en sout sal wees op hierdie wêreld en op hierdie aarde. Ek bid in die besonder Vader dat u ons genadig sal wees. Abba, wees lankmoedig met ons. Ons maak droog. En ek wil juis vanoggend kom voor die aangesig, en ek wil buig in aanbidding, ek wil vra, vergewe my vir my tekortkoming, vergewe my wanneer ek dit doen, partykeer doelbewus, partykeer soos Paulus wat sê, dit wat ek wil doen, dit doen ek nie, en dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Abba, vergewe my, maar help my om my verantwoordelikheid op te neem, om ook te stop met dit wat ek besig is, wat 'n skeidsmuur bring tussen my en u. Abba, ek het u nodig vandag, en ek verklaar vandag, in die openbaar, dat u is my bron, u is my Vader, u is my Heer en my Meester, u is my Verlosser, u is my Saligmaker, u is my Helper, u is my Geneesheer, u loop my vooruit, u is my Herder, en ek wil volg waar u lei. Abba, help ons, sodat ons, wanneer ons berou het, nie te laat sal wees nie. Ek bid in hierdie môre dat u met elke persoon sal wees wat vanoggend ingeskakel is, Abba. Of mense by mekaar gekom het in groepsverband, of mense alleen sit, miskien op 'n telefoon, miskien alleen as gevolg van moeilikheid en probleme. Ek bid vanoggend dat die salwende krag van u ruach sal deurskyn in mense se lewens, en dat elke juk gebreek sal word, jukke van beperking, jukke van verhindering, jukke van verslawing, jukke van pornografie, jukke van siekte, jukke van emosionele disfunksionaliteit, Abba, dat die jukke gebreek word, en dat ons uit die caging sal uitkom vandag, dat ons vry mense sal wees, want u kom maak ons vry deur u woord. Abba, ek bid vanmôre dat ons sal ervaar die waterbad van die woord, om ons te kom skoon was, en ons te kom reinig van alle sonde en trekgode, en goed waarmee ons besig is, wat ons so maklik regverdig. Ons praat dit reg, ons redeneer dit reg, ons soek redes om aan te gaan met disfunksionele optrede, ons hou aan om dit te doen wat 'n gruwel is in die oë. Abba, vergewe ons, red Suid-Afrika, red ons land, red ons gemeentes, red ons kerke, red ons predikers, Abba, red my, asseblief, dat wanneer ek berou het, dat dit nie te laat sal wees nie. Abba, dis my gebed vanoggend. En ek bid dit in die wonderbare naam van ons Meester Yeshua, ons Verlosser, ons Saligmaker, die bruidegom, wat in gereedheid staan om sy bruid te kom haal. Dis my gebed, Abba, en ek dank u daarvoor. En my gees roep uit, halleluja. So mense, ek wil jy met 'n stuk papier kry. Nee, kry sommer 'n boek. Kry sommer 'n boek en 'n liniaal. Ek hou van regheidstrepe. Ek hou mos van goed wat reg lyk en mooi lyk. Kry 'n pen of 'n potlood en 'n uitveer, en kom ons gaan sit in die klaskamer van Heilige Gees en ons praat met mekaar. En ek wil regtig vandag jou in die oë kyk en ek wil met jou praat, man. En ek wil vir jou sê in hierdie boodskap, ek glimlag nou, maar hier binnekant heilig, want ek sien waarheen ons volk op pad is. 2 belangrike redes wat ek met jou wil deel. Nommer 1.
Die god van hierdie wêreld, dis Satan, trek sluiers oor ons oë, dat wanneer ons die woord vat, en ons lees die woord, dan weet ons nie eens wat ons gisterand gelees nie. Ons kan nie eens onthou, wat was verlede week se boodskap gewees nie. Ons kan nie eens onthou wat ons gister gebid het nie. Verstaan jy wat ek vir jou sê? So, wat doen die god van hierdie wêreld? Klein lettertjie G. Hy verblind ons, nee, hy trek sluiers oor ons oë, sodat ons die ware evangelie nie kan sien nie. Dis wat hy doen. En dis hoekom ons sukkel. En dis hoekom ons moet bid om te sê, Abba, wees my lankmoedig. Maar dat ek ook in my autoriteit sal inbeweeg om te sê, vyand, daar Satan, duiwel, Lucifer, Beelzebul, wat ook al, in die naam van meester Yeshua, wyk. Jy het geen reg, geen mandaat op my lewe, of op my huwelik, my vrou, my kinders, my finansies, my toekoms, in die naam van meester Yeshua, gaan, ons het die autoriteit. En bid daai gebed, Abba, laat die sluier sal lig van my oë. En dat ek die sal sien, dat wanneer ek die woord lees, wanneer ek hierdie woord oopmaak en ek lees, dat ek die evangelie sal snap, dat dit 'n realiteit, dat dit sal carpe diem in my tabernakel, en dat ek sal sien die beeld, wat U in my wil openbaar. Bid dit. Dis die eerste rede. Die tweede rede, is dat omdat ons so vir duisende jare in tradisie godsdienst vasgevang is, sukkel ons om daar uit te kom. En baie mense wil nie daar uitkom nie. Hulle sal vir jou veg, man. As jy sê, Vader se woord sê dit, gaan hulle vir jou veg. Jy moet dit vanmôre weet. Met ander woorde, Vader sê dan, dis die tweede rede. Ek sal die krag van die dwaal stuur in mense wat die waarheid nie lief het nie. En dan die volgende vers in 2 Tessalonisense hoofstuk 2, vers 9 tot en met 12, dan gaan ek hulle ook oordeel vanweë die krag van die leuen wat ek aan hulle ingestuur het, omdat hulle nie die waarheid lief gehad het nie. Ek wil nooit daar wees nie. So Abba, help my vanmôre. Ek wil nooit daar wees nie. So mense, ek het hierdie woord vir jou voorberei. Jy gaan dalk in die proses my kwaad word. Jy gaan dalk die televisie wil afsit, of jou telefoon, of jy gaan dalk miskien wil aanskrol. Dit staan jou vry. Dit staan jou vry om te doen net wat jy wil. Dis jou lewe. Jy kan maak, jy kan besluit, jy kan bid, jy kan luister, jy kan afsit. Dis regtig jou keuse. Ek is nie hier om enige persoon enigstens te behaag. Ek is nie hier om die mens tevrede te stel nie. Ek is hier om die lewende God te eer en te respekteer, want ek vrees hom. Hy's soewerein, hy's heilig, hy's alomteenwoordig. Ek wil begin vir jou te sê dat my tema vanoggend wat ek al reeds met jou bespreek het is, as berou te laat is of wanneer berou dan te laat is. En dit kan gebeur, nee, dis nie vir ons uitgesluit nie. Dit maak nie saak of jy nou by 'n kerk betrokke is, en of jy dalk 'n posisie in 'n kerk het, en of jy 3 keer 'n dag bid, en jy bring jou tiendes, dit is nie vir my ter sprake nie. Wat vir my ter sprake is, pas die vrug by die bekering. Pas die vrug, as ek en jy sê, ons is 'n volger van meester Yeshua, pas die vrug daarby, ja of nee? Kom ek plaas jy onder druk, om te kyk wat spoel dan uit. As jy lemoen onder druk sit, dan kom al lemoensap uit. Wat gebeur as ek jou onder druk sit? Wat gebeur? Vloek, skree, skel jy? Wat doen ons? So hier is my stelling wat ek wil maak in die begin, en jy kan dit neerskryf. Mense dink, dat hulle kan aangaan, met dit wat verkeerd is, en daar gaan niks van kom nie. Hou aan met jou dinge, hou aan met jou godsdienst, hou aan met dit met jou fluffiness, hou aan met jou dysfunksionele optrede, hou aan met te vloek, hou aan om te hoer en te remoer, hou aan om te suip. Daar gaan niks van kom nie. Niks, hier is die redes. Nommer 1, ons dien mos 'n genadige God. Nee my broer, jy moet dit nou net nie oordoen nie, kom net weer terug kerk toe, ons bid saam met jou en dan is die wêreld weer reg. Nee maar moet dit net nie oordoen nie. Dis mos die argument. Dis die tweede rede, moenie worry nie. Onthou net, Abba het hierdie goed in my hart geplaas, moenie worry nie. Moenie bekommerd wees nie. Net die duiwel en die demone van die duiwel en die agente van duisternis en die owerhede en die magte, net hulle gaan hel toe. Want die hel is vir hulle gemaak, nie vir ons nie. Jy kan maak en doen net wat jy wil. Al wat jy moet kom doen is, sê net met jou lippe dat Yeshua is die seun van God. Dan is jy gered, jy en jou hele huis. Jy hoef nie aksie te hê nie, jy hoef nie verantwoordelikheid op te neem nie, jy hoef niks te doen nie. Alles
Is klaar vir jou gedoen, jy hoef niks te doen nie, jy kan leef sonder reëls, die genade is vir jou meer as genoeg, jy kan maak en doen, jy kan vloek, jy kan keer gaan, maak net wat jy wil, die hel is nie vir jou gemaak, dit is gemaak vir die demone, is nie vir ons nie. En die derde rede, daar's nog baie tyd. Man, ek sal op my sterfdag, sal ek regmaak. Kan jy hoor, dis 'n eenvoudige woord, dis 'n woord wat jy nie nodig het om te gaan somme maak in die woord en verborgenhede te gaan openbaar en tydslyn gebeure. Hier connect ons die dots in. Dit gebeur in die boek Openbaring, dit gebeur in Daniël, dit gebeur in die boek van Micha, Sagarias sê dit, Esegiel sê dat. Ons het nie nodig vandag nie. Ek wil met jou praat soos wat hierdie woord eenvoudig in my hart geplaas is. So weet julle wat pla my vanoggend? Dis wat ek hoor by Abba. Ek hoor Abba sê vir my kind, weet jy wat pla my? Ek sê Abba, wat pla jy? Ek skryf neer. Ons maak daarop staat, ons wat woon in Suid-Afrika en ons wat woon in Namibië. Ek kan nie praat van die ouens oor see nie. Ek kan nie praat van die mense in Nieu-Seeland, in Australië, in Kanada en Amerika wat geëmigreer het nie. Ek kan net praat van dit wat ek hier beleef, dit wat ek hier ervaar, hier en ook in Namibië. Ek is periodies as ek in Namibië en ek kan sien wat daar gebeur, so ek kan net praat nou in gesag met betrekking tot Suid-Afrika. En my fokus vandag is op Suid-Afrika en dalk in 'n mate Namibië. Sien jy Namibiërs, let op, want onthou net, julle kom maar ook van Suid-Afrika af en julle het miskien ook gewoon, jy weet, ons het dalk op 'n stadium een land gewees, maar dit daar gelaat. Ons maak daarop staat dat ons is 'n Christelike land. Is ek reg? Yes, ons is reg. En die meeste mense is gemaklik in terme van hulle weeklikse routine godsdiens. Kom ek verduidelik. Ons gaan na ons gemeente toe op 'n Saterdag wanneer jy Sabbat eerbiedig of op 'n Sondag wanneer dit jou pas. Dis buitendien die verkeerde dag, want die 7de dag is heilig. Dis geseënd en die eerste dag is dit wat die Rooms-Katolieke Kerk ingebring het en baie mense het nou aannames en verduidelikings. Nee, dis wanneer Yeshua opgestaan het op die eerste dag. Mense het nie opgestaan op die eerste dag nie. Hy het opgestaan laatmiddag op Sabbat, want hy het die Sabbat vervul en dis hoekom hy bekend staan as die meester van die Sabbat. Want vroeg die môre toe Maria Magdalena by die graf kom, was die kliprol alreeds weg. So hy die vorige aand, net voor die nuwe dag aangebreek het, dit was aand en dit was môre, en nou gaan die wêreld weer op my afkom. Nee, frik, die dag begin vroeg in die môre tot laat die aand. Man, die woord sê, in Genesis hoofstuk 1, hy sê, dit was aand en dit was môre die eerste dag. So die kliprol is weg, die opstanding het plaasgevind aan die einde van Shabbat, voor die aanbreek van die eerste dag Sondag. Hy het nie opgestaan op die eerste dag nie. Asseblief, gaan maak jou somme in die woord en sien vir jouself. Dit daar gelaat. Ons gaan na ons gemeentes toe. Of dit nou op 'n Saterdag en of dit nou op 'n Sondag is, ons gaan na ons gemeentes toe. En dan het ons hierdie reg of hierdie voorreg, en dit is wat ons doen. Ons bid in die oggend en ons bid in die aand en ek bring my 10de na die gemeente toe. En ek is 'n goeie mens, ek gee vir die ouens geld by die robotte en as iemand moeilikheid het en 'n familielid of iemand by die gemeente, dan gee ek 'n kosie en ek bring my blikkies kos in 'n sak en ek bring dit vir die behoeftiges. Ek is 'n great mens, ek is op pad hemel toe, die dominee en die pastoor, hy like my, hulle glimlag en hulle groet my en ek is deel van die bestuur en ek is deel van dit en ek is deel van die gebedsgroep en ek is deel van hierdie en daai en 1000 dinge. Dis die weeklikse routine. En ek hoor in my gees, Abba sê vir my, hier is my skok. Hier is my skok. Ons in Suid-Afrika. Mense, ek glo nog steeds dat die herlewing gaan plaasvind in die suidpunt van Afrika. Dis hier waar ek en jy woon. Maar ek en jy, ek sê nou dat vir iemand, ek sê vir hom, daar is so 'n klein wit pilletjie wat ons in die oggend moet drink. Dis 'n Kameraid pilletjie. En ons moet begin regkom. Ons moet daai pilletjies begin drink. En daai Kameraid pilletjie is die woord van God. Ons kan nie staat maak op jou gemeente, of op jou dominee, of jou pastoor, moenie staat maak op my nie. Maak staat op die lewende woord, die woord van Skepper God. So dit gesê, ons is 'n Christelike land, ons gaan elke week gaan ons na ons gemeentes toe, ek bring my 10de, ek is betrokke, ek bid in die oggend, ek bid in die aand en ek lees my woord. Ons behoort eintlik die veiligste land te wees ter wêreld, want ons is 'n Christelike land. Ek bedoel, dink gedaan. Elke Sondag
Grotendeels, nee, grotendeels. Elke Sondag gaan daar duisende mense na hulle gemeente toe. Ons kom elke week voor die aangesig van Skepper God in ons gemeentes. Elke week. Eintlik, as jy nou mooi daaraan dink, behoort ons die veiligste land te wees. En, boonop, behoort ons beskermd te wees deur die regterhand van ons hemelse Vader, Jahwe die Almagtige. Hy behoort ons eintlik te beskerm. En daai jy kaf verlede week, die lettertjie, die Hebreëse lettertjie kaf, die oop hand, die palm, die uitgestrekte arm van die lewende God, en omdat ons elke week, 4 keer 'n maand, koöperatief na sy teenwoordigheid voor sy aangesig verskyn met 'n gees van verootmoediging, behoort ons die veiligste land te wees van hierdie wêreld. Hy behoort ons te beskerm. Terloops, daar is plus minus 33,000 gemeentes in Suid-Afrika. Dit sluit huiskerke in en groepies wat bymekaar kom en groot gemeentes en mega gemeentes. Met ander woorde, elke week is die gemeentes volgepak in Suid-Afrika. Ek wil sê, kom ons sê 70% van Suid-Afrika is 'n Christelike land. So as jy nou mooi daaraan dink, wat ek nou vir jou sê, en Abba het hierdie woord met my bespreek, as dit so is, en is dit so? Yes. Dan behoort ons land waar ons woon die veiligste plek te wees op hierdie hele aardbodem. Want ons is 70% 'n Christelike land. Ons is elke week in sy teenwoordigheid. Ons aanbid hom, ons bring ons tiendes, ons het 'n gebedslewe, ons lees die woord. Elke week maak ons die woord oop. Nie net op 'n Saterdag of op 'n Sondag nie, maar ook in die aande, ook in die oggende. Dit beteken, as dit so is, en dit is so, dan behoort ons 'n land te wees met geen drankgebruik nie. Ek praat nie van drankmisbruik nie, ek praat van drankgebruik, want die woord sê, wee die man wat vir 'n ander man drank gee. Efesiërs 5 sê die woord, hy sê, moenie dronk word van wyn nie, want daarin lê losbandigheid, maar word gevul met my Ruach, met my Heilige Gees. Openbaring 21 vers 8. En die dronkaards, hulle wat drank gebruik, gaan dit nie maak nie. Met ander woorde, mense, ons hoor hierdie woord elke week. Elke week hoor ons hierdie woord. So daar moet eintlik in ons land geen drankgebruik wees nie. Nommer 2, geen buite-egtelike verhoudings nie. Nie net fisies met 'n dame of met 'n man nie. Ek praat ook van Facebook, ek praat ook van TikTok en ek praat van Instagram. Hierdie lekker verhoudingkies met ander mans en ander vrouens terwyl ek in die huwelik staan. Dis 'n buite-egtelike verhouding. Ons moet 'n land wees waar daar geen verkrachtings en geen molestasie plaasvind nie. Geen verkrachtings, geen molestasie nie. Wat is molestasie? Dis wanneer 'n familielid soos 'n pappa met 'n dogter Peter of met 'n seun Peter. Dis molestasie. Of 'n oom of 'n oupa met 'n klein dogter of met 'n klein seun Peter. Ek kry die oproepe. Ek ontvang dit waarmee mense besig is en hulle redeneer dit reg. As ons hierdie land is wat ons sê ons is, en as jy sê jy is dit, en jy doen dit wat ek nou so pas met jou gedeel het, moet daar eintlik in ons land geen dwelms, geen dagga en geen verslawings wees nie. Geen, niks, ziphou. Kan ek vandag vir jou sê dat elke dorpie, selfs hier waar ek woon in Kamieskroon, is dit vervuil van die dwelms en die dagga en die drankmisbruik. Vervuil. Elke dorpie, elke stad man, maar ons is hierdie Christelike land. Kan ek verder gaan? As ons dan so Christelik is, en ons is elke week voor sy aangesig, behoort ons eintlik in ons land. Ek praat nou met die mans, en gedeeltelik met die vrouens, en ek praat nou met die tienerkinders, behoort daar eintlik geens enige pornografie op jou laptop, jou rekenaar, jou telefoon, wat ook al te wees nie. Geen pornografie nie. Niks, want dit is 'n gruwel in sy oë. Daar behoort geen vuil taal, geen diefstalle, geen leuns, geen ongeregtigheid eintlik in ons land te wees nie. Daar moet eintlik geen egskeidings in ons land wees nie, want die huwelik is die beeld van Elohim. Dis sy beeld. Daar behoort eintlik geen egskeidings te wees nie. Is dit so? Nee. Ek het jou slegte nuus. Hierdie goed gebeur meerendeels in die kerk as in die wêreld. Ek ken nie die wêreld nie, maar ek kry die boodskappe en ek kry die oproepe en ek kry die beradings wat ek hierdie goed beleef en ervaar.
En ons is 'n Christelike volk. Dis waarmee ons besig is. En Abba sê in my hart, hy praat in my hart en ek het gehuil. Ek sê, Abba, wat moet ek hierdie volk vertel? Hy sê, keep it simple. Vertel hulle my hart. Wanneer berou te laat is. Want hulle hou aan en hulle hou aan en hulle dink daar gaan niks van kom met hulle verkeerde optrede nie. Niks. Hulle gaan aan asof hulle nog môre en oormôre gaan leef en hulle het nie 'n saak met my nie, want ek is nie meer nommer 1 in hulle lewens nie. Dis hoekom julle land so lyk. Dis hoekom julle op hierdie stadium onder verdrukking is. Dis hoekom die regering van hierdie land korrupt is, want julle het nie julle plek vol gestaan nie. Julle het my vergeet. Julle het die woord wat julle gehad het julle neergesê, en julle het goud en kole en mynbou, het julle nagejaag. En julle het verval in afgoderry met vrymessalery, en julle het verval in hierdie drekgode, en julle het dit regverdig voor my aangesig. Wat is 'n Christelike volk? Dink 'n bietjie daaraan, wat is 'n Christelike volk? En ek hoor Abba sê vir my, ek sien nie, mense, hoor my, ek skryf hierdie vraag neer, ek sê, wat is 'n Christelike volk? Ek het nie gaan Google nie, ek het net my pen gevat en ek het geskryf, wat Abba op my hart lê. 'n Christelike volk is 'n volk wat gefokus is, om volgens die norm van sy woord te leef, want julle is elke week in sy teenwoordigheid, elke week. 'n Christelike volk skaar hulle, by dit wat heilig en rein is, in lyn met sy woord. Dis 'n Christelike volk. 'n Christelike volk is om gehoorsaam te wees aan die enigste riglyn, die woord van God, wat in my lewe gestalte moet kry, vanweer die inspraak van sy Heilige Gees, want die Gees van God is die Gees van waarheid. Om gehoorsaam te wees aan die enigste ware riglyn, met ander woorde, die hele woord. 2 Timoteus hoofstuk 3 vers 16, gaan lees dit. Die hele woord. Moenie vir my sê, die Ou Testament is nie meer van toepassing nie. Moenie vir my sê, dat die Torah is nie meer van toepassing nie. Want genade en genade en genade en genade word gepreek, en almal is op pad hemel toe, en almal het vlerkies, en almal gaan viool speel. As jy dit hoor van 'n kansel af, hardloop. Jy moet hoor van Genesis tot die boek van Openbaring. As jy vir my sê, ek hoef nie Deuteronomium te lees nie, skeer hom uit en gooi hom weg. Want jy net sowel die hele woord weggooi. Want jy maak die krag van die woord ongeldig, as jy met daai redenasie kom. Ons is 'n Christelike volk, en ons maak sulke uitlatings. 'n Christelike volk is om te doen, dit wat Vader verheerlik. 'n Christelike volk gaan nie hier wees om mense te please, om mense te behaag en mense te vrees nie. Nee, ons vrees een, en sy naam is Jahwe, die Almagtige, die Heilige van Israel, om hom te vrees, want hy is heilig. Hy is heilig. Is dit nie wat verkondig word van die kansels af nie? Abba kom lê in my hart. Hy sê vir my, en ek was self betrokke. Hoeveel bidure, boonbehalwe die kerkbyeenkomste, of die gemeentebyeenkomste, en ek hou nie van die woord kerk nie. Hoeveel bidure is daar in 'n week? Ek praat nie om by die gemeente bymekaar te kom nie. Ek praat nie van 'n bidure op 'n woensdag aand of op 'n maandag aand bymekaar kom in 'n selgroepie. Kom ons praat maar van selgroepe ook op 'n woensdag aand, dalk miskien die middeldag van die week. Maar kom ons praat van sakebyeenkomste, bidure, manne bidure, vroue bidure, Bybelstudiegroepe, Torahgroepe, elke week, bo en behalwe die gemeente dienste op 'n Saterdag, Shabbat of op 'n Sondag, die eerste dag van die week. Hoeveel? Duisende der duisende elke week. As ons dan sê, ons is 'n Christelike land, hoekom lyk ons so? Wie is besig om vir wie te lieg? Hoekom lyk ons so? Hoekom het ons dan 'n gesindheid van, ag, ek raak my nie agtig nie, ek hoor die woord en ek vergeet, en ek raak betrokke en ek worry nie, en ek hoor die weer, dit was 'n mooi boodskap gewees, hierdie het goed gedoen, maar ek kon daarom daar bietjie beter en bietjie beter en bietjie beter gedoen het. En ons kantlyn predikers is natuurlik ook baie in Suid-Afrika, nê. Hulle wat almal kritiseer en wat almal uithaal, want almal is van die wa af en almal weet nie waarvan hulle praat nie, net hulle, want hulle is mos gekoppel aan AI, en hulle vat 'n boodskap soos hierdie boodskap, hulle gaan slot hom in AI, en AI gee vir hulle 'n ander weergawe, en die wêreld dink, hierdie ou is so slim, hierdie ou is so great, maar hy lieg vir jou, hy's besig met AI. En waar is hy wat agter die skerms is?
Hy's agter die skerms en hy haal almal uit en hy verwoes almal, maar hy's agter die skerms. Hy's 'n, wat noem hulle dit? Hy's 'n keyboard prediker. Ja, hy's 'n keyboard prediker, dis die woord. En hulle verwoes die koninkryk want hulle is so groot aan hulle self. Nee, AI is so groot aan hulle self. Is wat gebeur? Hoekom het ons 'n gesindheid van draak my nie agtigheid nie? Wie wat pla my? En dis wat Abba my hart kom plaas. Wie wat pla my? En ek skryf dit neer. Ek skryf dit neer en ek het gehighlight. Ek sê, Abba, ek skryf dit neer en ek trek 'n kring. Ek trek so 'n kring om. Ek wens ek kan my goed vir jou wys. Ek trek so 'n kring. Wat my pla, hoor mooi, is die koudheid teenoor my woord. Dis die koudheid teenoor my woord. En ons maak wat ons wil, en elkeen neem sy reg in sy eie hande, en elkeen aanbid Vader op sy perspektief, hoe hy of sy wil, en ons dink hy moet daarmee tevrede wees. Dis wat my pla, die koudheid teenoor die woord. Mense, ek praat met baie mense. Ek praat letterlik met baie mense. En as jy sien die vrae wat uitkom, en as jy sien die stellings wat uitkom, en die boodskappe wat ek kry, wat ander mense vir my aanstuur, jy wil nie weet nie. Jy wil nie weet hoe word hierdie woord verdraai nie. Waar is die lewende God in Suid-Afrika? Suid-Afrika, antwoord my. Antwoord my. Waar is die lewende God? Moet nie nou stil bly nie. Waar is die lewende God in jou huis? Waar is die lewende God in jou huwelik, in jou finansies, in jou kinderopvoeding? Waar is hy? Waar is die lewende God in ons skole? Ons aanvaar net alles. Nou maar weer, waar is die lewende God in jou huis? Waar is die dankbaarheid teenoor sy liefde? Waar is die autoriteit? Waar is die koninkryk? Waar is die heerskappy? Waar is die afhanklikheid aan hom? Ons is so outêr in ons eie bestaan, want ons het 'n humanitêre reg. Ek het niks. Ek het die voorreg om asem te haal. Ek het die voorreg dat daar bloed deur my are vloei. Ek het die voorreg om my tong te gebruik om hom te eer en te loof en te prys. Dis wat ek het. Niks meer nie. Niks meer nie. Ek is op hierdie aarde om hom te verkondig, om hom uit te lig, sy naam te eer. Kan ek vir jou sê? Ek onthou die afgelope 10 jaar, mighty men byeenkomste, vroue byeenkomste daar in Pretoriasdorp, duisende vrouens daag op, byeenkomste, groot, mighty mens, wat het waar's daai manne? Waar's daai manne? Nee, Frik, nee, hulle is almal heilig, hulle het hulle weerhou van drank, hulle het hulle weerhou van pornografie, hulle het hulle weerhou om vir ander vrouens se boude te kyk. Nee, Frik, daai ouens is nou in lyn, my maat, hulle dien. Hoekom lyk ons land dan so? Hoekom lyk ons huwelike so? Kom ek praat so 'n bietjie met jou vrou oor die manier hoe jy haar behandel, met jou kinders. Kom ek praat met die katte en die honde wat nie kan terugpraat nie om te sien wat is jou gesindheid, wat openbaar jy? Ja, op nie ons het hierdie groot manne en vroue samekomste en niks gebeur nie. Dit was great geweest. Was jy ook by daai mighty men? En daardeur kraak ek dit nie af nie, asseblief nie. Ek eer en respekteer die predikers wat daar optree en hulle is groot manne en ek sê nie hulle nie. Ek gebruik hier in die algemeen. Hoekom verander ons hier? Daar's pragtige predikers wat die woord bedien. Hulle bedien die woord pragtig en ek herhaal dit. Maar hoekom lyk ons land so? Hoekom verander ons nie? Gaan dit oor die mens? Gaan dit oor ons hardloop agter profete en mense aan? Waar is die lewende God? Waar is die berou? Waar is die herlewing dan as dit so is? Waar is dit? Waar is die terugkeer om te Vader te sê, Abba, ek is jammer, die fout lê by my, en toe nie by my vrou of by hulle of my predikant, die fout lê by my. Waar is dit? Waar is dit waar ek gaan sê, ek stop nou met my pornografie, ek stop nou met hierdie dwelms, ek stop nou om vir ander vrouens en ander mans suggestiewe seksuele boodskappe te stuur. Ek stop nou daarmee. Ek is besig om met vuur te speel en ek berou gaan te laat wees. Dit gaan van die dakke af geskree word waarmee jy besig is. Hoor vir my. Waar's wedergeboorte? Waar's wedergeboorte? Waar's die erns om hom weer te vrees, want hy's heilig en hy's soewerein. Paulus skryf dit. Hy skryf dit. In die boek van Handelinge, 17 vers 23. Ek gaan vir jou 2 skrifte lees.
Ek gaan vir jou in die 33 vertaling lees, nommer 1, dan gaan ek vir jou lees die 83 vertaling. Ek wil hê dit moet insink vandag op jou geesmens. Hoe dit skryf Paulus in Handelinge 17:23. Hy sê, want terwyl ek rondgaan, Paulus kom en hy stap deur die Athene in Griekeland, en hy sê, wow, hier's afgodspilare. Hier is dit en hier is dat, en hy kom nader en hy sien hier's name opgeskryf. Nou kom hy voor hierdie gemeente en hy praat met hulle en hy sê vir hulle die volgende. Hy sê ouens, terwyl ek rondgegaan en julle heiligdomme aanskou het ek ook 'n altaar gevind waarop daar geskrywe is aan 'n onbekende God. 'n Onbekende God. Hom dan, daai onbekende God, hom dan wat julle vereer sonder om hom te ken. Julle vereer hom, is 'n onbekende God. Julle het gehoor van hom. Julle lees hom in die bladsye van hierdie woord. Julle het daar geskryf, nee, ek het hom lief. Ek het hom lief. As jy hom lief het, hoekom doen jy nie wat hy van jou verwag nie? Vir wie is jy besig om te lieg? Aan hierdie onbekende God, hom dan wat julle vereer, sonder om hom te ken, verkondig ek vandag aan julle. Hom dan, hierdie onbekende God, want as jy hom geken het, sou jy waaragtig gestop het met jou buiteegtelike verhouding. As jy hom geken het, sou jy waaragtig gestop het met jou skel en jou vloek en jou hoer en remoer en jou gesuipery. Jy sou wragtig gestop het om klaar te kry met jou pornografie en jou dobbel en goed waarmee jy besig is, wat 'n gruwel is in sy oë. Hierdie onbekende God, wat julle hom vereer, sonder om hom te ken, verkondig ek vandag aan julle. Frikkie raak opgemonde, ja, ek is opgemonde. Want Abba het hierdie woord kom gee. Ek dink hy huil in sy hande oor sy volk, oor Suid-Afrika, oor Namibië, wat maak en doen soos hulle smaak. Hulle hou aan met die verkeerd, sonder dat hulle dink, daar kom 'n dag, wanneer berou te laat is. Die 83 vertaling klink so, terwyl ek deur julle stad geloop het, en ek kyk na al die plekke waar julle aanbid, het ek ook 'n altaar gekry waarop daar geskrywe staan, aan 'n onbekende God. Nou ja, wat julle aanbid, sonder om daarvan kennis te hê, verkondig ek aan julle. Want as jy kennis gehad het oor hom, nee, maar Frik, ons is Nuwe Testamentiese Christene. Want dan moet jy begin om 'n gelowige te word wat die hele woord lees. Want iemand is besig om vir jou te lieg. Nou ja, wat julle aanbid, hierdie onbekende God wat julle aanbid, sonder om kennis te hê van hom, daai God verkondig ek vandag aan julle. Want jy sien, Athene het verval in godsdienstigheid en die ware Elohim nie geken nie. Ons leef vandag in 'n Christelike land en tog is daar mense wat week na week na week inkom en hulle ken hom nie, want hulle het nie 'n saak met hom nie. Hy's nie nommer 1 nie. Hy's op hulle lippe. O ja, hy's op hulle lippe, maar hulle harte is baie ver van hom. Baie ver. Hier is die woord. Hier is die riglyn. Dit wat ek nou met jou gedeel het, as ons 'n Christelike land was, sou daar geen drank gebruik gewees het nie, geen egskeidings, geen buiteegtelike vrou, geen verkrachtings, geen, 'n hele lysie, jy het dit neergeskryf, 'n hele lysie. As ons dan 'n Christelike land is, hoekom is ons vader die duiwel? Kom lees vir jou. Johannes 8 vers 44. Julle het die duiwel as vader. En die begeertes van julle vader, dit doen julle. Ek het 'n begeerte om na pornografie te gaan kyk. Ek het 'n begeerte om uit dwelm. Ek het 'n begeerte om in 'n buiteegtelike verhouding. Ek het 'n begeerte om te gaan dobbel. Want dit is alles eienskappe van Satan. Alles. Maar ons is hierdie Christelike land. En ek lyk so heilig wanneer dit my pas, dat botter nie in my mond kan smelt nie. Kan ek vandag vir jou sê, die woord sê in Johannes 8 vers 44, hy's 'n mensemoordenaar van die begin af, en hy staan nie vir die waarheid nie. Hy staan nie vir die waarheid nie. En wanneer jy die Ou Testament mis, gaan jy 'n verkeerde persepsie hê van die Nuwe Testament. Jy kan nie die boek van Romeine verstaan, die hele boek van Romeine verstaan, as jy nie weet waaroor die Torah gaan nie. Jy kan nie die boek van Galasiërs korrek interpreteer, as jy nie weet wat in die Torah staan nie.
gaan jy verkeerde persepsie hê, en jy gaan veg, en die duiwel gaan sluiers oor jou oë trek, en jy gaan die krag van die leuen ervaar, want die Nuwe Testament gee net vir jou 'n klein bietjie, maar die Ou Testament gee vir jou die totale boustene, om te sien, wat is ons fondasie, naamlik Meester Yeshua, die gesalfde, halleluja. Hy sê, hy was 'n mensemoordenaar van die begin af, en hy staan nie vir die waarheid nie. So as jy in die leuen glo, en jy's besig met leuns, dan is jou vader die duiwel. Omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leene taal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is, en hy is die vader daarvan. Die koudheid teenoor die woord. Die trek my in die agtigheid, met betrekking tot die woord. Die oproep en die boodskappe wat ek kry, mense, ek huil in my hande. Ek huil in my hande. Die posisies wat mense in die kerk het, hulle doen dit wat die duiwel doen. Dan vra ek môre, wie is ons Vader? Ek wil 'n stelling maak. Ek skryf daar neer. Ek vat my pen en ek skryf stelling. En ek onderstreep hom. En terwyl Abba so met my praat, hoor jy wat sê hy? Hy sê, as 'n Christelike volk afvallig geraak het, en hulle dink, hulle kan die lewende God dien, op hulle perspektief, en hom probeer manipuleer, met hulle tiendes, en met hulle skynheilige glimlagte, en hulle skynheilige optrede, maak hulle 'n baie groot oordeelsfout. Baie groot oordeelsfout. Want jy sien, Judas was daar, en vir Judas was berou te laat. Vir meer as 3,5 jaar stap Judas saam met Meester Yeshua. Vir 3,5 jaar. Judas het so reg gelyk. Hy was deel van die 12 disippels. Maar het Yeshua gedien met 'n agenda. Met 'n agenda, met ander woorde, wat kan ek by hom kry? My gebed 2 aande terug, dus bid ek en Amelia, ek sê, Abba, ons dien U, nie wat ons by U kan kry nie, nee, Abba, ons dien U, omdat ons vir U lief is. Abba, ons dien U, want U het vir ons, U het ons kom uitkoop, terwyl ons nog sondaars was, het U ons kom uitkoop, uit die vloek van sonde, uit die doodheid, sodat ons vandag die gawe het. Ons dien hom met 'n agenda, om te kyk wat ons uit hom uit kan kry. Ons lyk so preets, want daar is hier daai woord gehoor, ons lyk so preets, so heilig, as ons die Bybel vat, en ons stap met ons pragtige gesinnetjie, by die kerk se deur in op 'n Sondagmôre, of op 'n Shabbat. Ons hou hande vas, en ons glimlag, goeiemôre, en die Bybels onder die arm, dis seker 'n heilige man daai, of 'n heilige vrou, ons lyk so preets, so heilig as ons by die kerk inkom, en ons luister na die woord, en ons trek ons oë, en ons is so aandagtig, en ons skud ons kop, en ons sê, amen. Party sal sê, halleluja, ek verkies die halleluja, pastoor, preach it, halleluja, hier gaan my hand, ek is so heilig, ek maak die regte klanke, pastor, preach it, maar hier binne, is ons leeg, en wanneer daai uur of daai 2 ure verby is, dan is ons terug in hierdie wêreld, en daar het nie verandering plaasgevind nie. En ek worry nie is nie. Wie as ek by die huis kom, dan het ek al vergeet wat gepreek was. Maar ek het gesê, amen brother, go for it, preach it. Dis 'n goeie boodskap vandag gewees. Ons lyk so preets. En wie wat na die diens, ek was daar, ek het dit gesien. En na die diens, kom al groepies by mekaar, ons drink 'n koppie koffie en ons het 'n beskuitjie en ons praat hierdie heilige gesprekke. Hulle moet daarom weet. Ek het 'n gebedslewe. Hulle moet daarom weet wie ek is. En as ek so af en toe 'n Hebreëse woordjie ingooi, dan sê hulle, hierdie ou weet waarvan hy praat. Ons word so mislei. En na die diens hierdie heilige gesprekke, en as ons daar wegry, dan verander alles. Ons dien hom met ons lippe, soos wat Judas gedoen het. Maar die aanbidding is nie eg nie. Ons sing, ons prys hom. Aanbiddingsliedjies, hande is in die lug, party bewe mos, hulle bewe, maar ons hou hom op 'n afstand, hy kan nie naby kom nie. Dis alles 'n show man, dis 'n show, dis hoekom ons land so lyk.
Ek sê nie alles is so sy nie, daar is hier en daar mense wat waaragtig opreg is. En wie wat besef ek, vir die meeste is hy net 'n opsie. Hy is net 'n opsie, nie 'n prioriteit nie, net 'n opsie. Hy is nie nommer 1 nie. As hy nommer 1 was, sou in hierdie land geen drankmisbruik gewees het nie. So Afrikaanse liedjies met suggestiewe seksuele betekenisse lankal in hierdie land gestop het. Hierdie Afrikaanse liedjies van my spanspekke is groter as jou waterlemoene, iets in daai lyn. Irriteer die wit waks uit my uit. Afrikaans sprekende, godsdienstige, Christelike jong manne en jong vroue wat hierdie klomp rubbish sing. Mense, dis ek. Kan ek vandag vir jou sê op hierdie pragtige Shabbat, ons loop 'n gevaar. Pas op, kom ek deel dit met jou. Die kerkleiers, die ouderlinge en die oudstes het raad gehou in die sinagoge om Yeshua HaMashiach, ons verlosser en saligmaker, dood te maak. Om hom uit te haal. Om hom uit die weg uit te ruim. Jy moet nou mooi luister wat ek vandag vir jou sê. Want Abba het hierdie woord vir my gegee. Want wat het meester Yeshua gesê? Hy het gesê, ek stuur my profete wat julle doodgemaak het. En wanneer my profete na julle toe kom, om julle te kom reghelp, en dis hoekom ek my profete gestuur het. 'n Profeet is daar om vir jou te sê, jy het 'n nuwe seisoen, en Vader gaan dit vir jou, en nuwe deure gaan oopgemaak word, jy moet net inkom en sy, Die profete van ouds, hoekom hulle doodgemaak was, het die volgende gesê. Hulle het nie vir jou gesê wat jy wou gehoor het nie. Jy is so great en wie wat, geen dit een tref vorentoe, en dan moet jy weet, jy stap uit jou omstandighede uit in 'n nuwe seisoen, en Vader is daar en hy wag vir jou met, dit is so great, en hy is hier vir jou, en hy wil jou help, en hy wil vir jou nuwe besigheid, en dit wat jy wil doen, hy keer dit goed, en dit. Dit is nonsens. Die profete van ouds, dis hoekom hulle doodgemaak was, het gesê, so spreek Jahwe die Almagtige, die Heilige van Israel. Hierdie drekgode in my gemeente moet julle uithaal. Kap hierdie afgodsaltare om. Julle het my verlaat soos wat julle vaders my verlaat het. My hand gaan ek wegneem van julle. Julle moet terugkeer na my, julle drekgode los, keer terug na my in gebed, soek my aangesig, verootmoedig julle self, dan sal ek luister uit die hemel, dan sal ek julle gebede verhoor, en dan sal my regterhand daar wees om julle te help, en julle op te lig en julle te ondersteun. Ons hardloop na profete, want ek wil so graag hoor, wat is hierdie 'n woordjie, wat hy vir my te sê het. Intussen gaan ek verlore. En dan kom hierdie kerkleiers en hierdie ouderlinge en hierdie oudstes en hulle hou saam raad om meester Yeshua uit te haal. Hulle wil hom doodmaak. Want hulle hou nie van dit wat hy sê nie. Dieselfde gees is vandag hier in 2026. Om die ware Messias, Yeshua HaMashiach, uit die weg uit te ruim. Om hom dood te maak. Nee, dit is my lekkerder om Jesus te volg, want jy sien, hy het nie heilige dae nie. Ek kan hierdie afgodsfeeste maar vier, en dit is okay, en ek verchristelik al hierdie gruwelikhede voor sy aangesig, en om 'n man en man te trou, dis okay, en om 'n vrou en vrou te trou, dis okay. Ek soek nie die ware Messias nie, want hy het gesê, as jy my lief het, dan moet jy my gebooie bewaar, en ek wil dit nie doen nie, want jy sien, dis Ou Testamenties. Pas op, wanneer berou te laat is. Pas op. Hulle wil hom uit die weg uitruim, en hulle soek die valse een, die een wat leuns verkondig, die een wat die woord verdraai, die een wat my ore streel, en ek soek daai, en mense het hierdie woord by Abba gekry, hoor vandag my hart, en vandag hou hulle weer saam raad om afgoderry te aanbid, en afgoderry in te bring, in die plek waar hy eintlik aanbid moet word. Ons steur ons nie aan dit wat vir hom belangrik is nie. Ons het geen berou nie. Ons aanvaar maar alles, en ons loop saam met die massas. Ons is saam op hierdie breëweg. En in my heiligheid, in my sanctuary, die plek waar ek aanbid moet word, wat gebou is, tot eer van my naam, in daai plek, aanbid ons afgoderry. Die plek waar die samekoms is, om die heilige van Israel te eer en te verheerlik.
En ons verwag, hy moet hom openbaar in ons, hy sal nie. Weet jy wie gaan hom openbaar? Die valse Heilige Gees, die Kundalini. Want daar is geen gemeenskap tussen lig en duisternis nie. En moenie my vertel, jy kan maak en doen net wat jy wil in 'n gemeente, jy kan afgoderry inbring, en jy aanbid hierdie afgoderry, en die Gees van God openbaar hom in daai plek nie. Moenie dit vir my vertel nie. En weet jy wat mense? Daar's geen berou nie. Pas op, wanneer berou te laat is. Ons is tans besig om sy norm, sy standaard, sy orde, en sy woord te verdraai, en te minag, om by die mens te pas. Ons is besig daarmee. Ons wil mense behaag. Ons wil tradisie godsdiens aankleef. Ons is besig met fluffiness. En ons is besig om die mens te eer en te verheerlik. En ons bring afgoderry in ons gemeentes in, waar hy eintlik aanbid moet word. En ek het dit net nou gesê, maar hoor hier. En Abba wys dit in my gees. Hy sê, vandag is presies wat hulle gedoen het by die Sanhedrin en by die Fariseërs. Hulle het raad gehou saam met die oudstes, met die ouderlinge. Hulle het raad gehou as die kerkleiers, om weer te beplan hoe hulle in Februarie maand Valentine gaan eer en verheerlik. En dis reg. En hulle skuif die ware God uit. Hulle skuif meester Yeshua uit, en hulle bring hierdie Valentine God van liefde. Hulle preek die pragtigste woorde oor liefde, maar hulle het geen idee waarmee hulle besig is nie. Ek verkondig aan julle vandag, hierdie onbekende God wat julle aanbid. Want as jy hom geken het, sal jy dit nie aanvaar nie. Die ware God. En as jy vandag meester Yeshua as die weg en die waarheid en die lewe verwerp. As jy hom verwerp, wat bly oor? Wat bly oor? Kom ek sê vir jou. Ongeregtigheid. Wetteloosheid. Hoor mooi. Ongeregtigheid, wetteloosheid, korrupsie, moorde, bose planne, geldgierigheid. Sê gou vir my, hoe lyk hierdie wêreld vir jou? Presies so. Ek het nou net met jou Judas bespreek, waar berou te laat was. Kain, die broer van Abel, in die boek van Genesis. Voordat hy Abel doodgemaak het, het hy in sy gedagtelyne klaar besluit wat hy gaan doen. Hy het klaar besluit. God praat met hom, gaan kyk self. Elohim praat met hom, hy sê vir hom, waarom is jy kwaad, Kain? Waarom laat jy jou hoof so hang? In moderne taal, hoekom is jou bek so dik? Hoekom lyk jy so? Wie het jou kos afgevat? Nee, ek is kwaad. Want kyk hoe suksesvol is hulle, en kyk wat doen God vir hulle, en kyk hoe bid daai, en kyk wat doen hierdie, en kyk, ek is kwaad, want ek is jaloers. Hoekom kry ek dit nie? Wat doen ek verkeerd? Ek is kwaad, ek laat my hoof hang. Hoor gemooi. Daarna het Kain vir Abel doodgemaak, en die woord sê, Kain het reeds sy mind opgemaak wat hy wil doen. Hy het moordgedagtes gehad. Dieselfde Elohim praat vandag op hierdie Shabbat met jou, en hy vra vir jou, hoekom hang jou hoof so? Hoekom is jy kwaad? Waarmee is jy besig? Ons het ons gedagtes klaar opgemaak. Ek sal nie verander nie. Ek sal vashou in hierdie tradisie godsdiens wat vir 1700 jaar heers. Daar's gevegte nou tussen mans en vrouens wat in huwelik staan oor Kersfeesman, oor Valentine. Hulle beklei nou. Daar's gesinsoorloë oor die woord. Nee, ek sal nie verander nie. Ek het klaar besluit. Ek het my mind klaar opgemaak. Soos Kain. Dit help nie as die lewende God praat met jou nie. Pas op, wanneer berou die dag te laat is. Ek het klaar besluit, ek gaan vir Abel doodmaak. Kain was suksesvol. Abel was suksesvol. Albei was suksesvol. Waarom die jaloesie? Die rede is, julle vader is die duiwel. En nie die lewende God nie. Ek verkondig aan julle, hierdie onbekende God, wat julle aanbid, wat julle nie ken nie. En wanneer julle aanhou, gaan daar 'n dag kom, wanneer berou te laat is. Met Kain het dit gebeur, met Judas het dit gebeur. Ons hoor die woord. Hoeveel keer hoor jy nie die woord, waar die woord vir jou sê, maak reg, en jy skud jou kop en jy sê,
Nee, hierdie is wetties, of hierdie is Joods, of hierdie is dit, of hierdie is dat. Nee, ek het my mind klap gemaak. Hierdie is my perspektief, en ek sal hom dien op my manier, want ek is ook 'n kerkmens. Jy kan maar 'n kerkmens bly. Ek wil nie 'n kerkmens wees nie. Ek wil 'n volger wees van Meester Yeshua. Kan ek vandag vir jou sê, op hierdie pragtige Shabbat, die een wat jou hart het, het jou lewe. Kan ek dit weer vir jou sê? Die een wat jou hart het jou lewe. Blaai saam met my na die boek van 1 Samuel, hoofstuk 15, vers 23, waar Saul gedink het hy kan maak en doen net wat hy wil. Hy doen alles wat verkeerd is. Hy verwyder die protokol. Hy kom in rebellie. Hy kom in verwerping van die woord van Skepper God, die koning van Israel. Ek en jy is nie eens 'n koning van Israel nie. Ons is nou, ooreenkomstig die woord van Petrus, is ek en jy 'n koninklike priesterdom. Maar hierdie man was die koning. En Samuel het die opdrag gekry om te gaan salf as 'n koning. Hy was 'n koning. En hy het nie berou gehad nie. En dit was te laat. Lees saam met my, vers 23, 1 Samuel 15, vers 23. En Samuel kom by my, sê vir hom, Saul, jy is besig om jou hand te oorskry. Jy is besig om in weë te wandel, wat Elohim nie behaag nie. Jy moet verander. Jy moet verander, Saul. Daar's 'n rebelliestreek in jou, en jy moet stop daarmee. Ja, maar ek is die koning van Israel. Ek het my autoritaire reg. Ek neem die besluite, nie jy nie, Samuel, ek is die koning, jy is net die profeet. Samuel, hier beter jy vir my luister, ek kan maak en doen net wat ek wil. Samuel, nou ek is die koning, ek is deur Elohim aangestel, jy het my gesalf. Wie is jy om vir my te kom vertel wat ek kan doen en nie kan doen nie? Samuel antwoord, hy sê vir hom, want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêery en eie sinnigheid is afgodery en beeldediens. En omdat jy, Saul, so optree, soos wat Suid-Afrika en Namibië vandag optree, en omdat jy so optree, omdat jy die woord van Jahwe die Almagtige verwerp het, Saul, het hy jou as koning verwerp. Hier kom die berou. Hoor nou mooi. Saul skrik sy spoeg droog. Hier kom die berou. Hy sê, Samuel, ek het berou. Samuel, help my. Samuel, kom ons gaan bid. Kom saam met my, Samuel, ek is jammer. Abba, ek is jammer. Samuel, kom saam, kom bid. Hier kom die berou. Te laat. Vers 24, 25. Toe sê Saul vir Samuel, hoor mooi. Ek gaan so 'n bietjie inkleer. Hy sê, ek het gesondig, omdat ek die bevel van Jahwe die Almagtige en u woorde het ek oortree, want ek was bevrees vir die manskap, ek was bevrees vir my gemeentelede, ek was bevrees vir my familie, en ek het na hulle geluister, en nie na die lewende God nie. Samuel, vers 25, vergeef dan tog nou my sonde, en kom saam met my terug, dat ek Jahwe die Almagtige kan aanbid. Klink so mooi, né? Wat sê ons almal gedoen het? Ja, kom ons gee die ou weer 'n kans. Kom ons bid, ons lê hande op, ons bid dat die spoegspat, die nekare staan so dik. Kom ons bid. Abba, red hom. Abba, doen dit. Abba, hy kom terug met 'n berouvolle hart. Abba, doen dit. Klink so mooi. Hy's so heilig, so godsdienstig, so opreg. En ek glo, met alles binne in my, Saul was opreg. Saul het dit regtig bedoel, maar te laat. Berou is altyd te laat. Daar's 'n spreekwoordjie wat ons mos altyd vir almal sê, nee, spyt is 'n goeie ding, maar is te laat. Is dit nie so nie? Vers 26. Berou is te laat. Wat sê jy gedoen het as Saul so opgetree het? Wat sê jy doen as jy by die gemeente kom en jy sien dit, dan gaan jy sê, waarlik, daai ou het berou, hè? Ja, daai berou, man. Samuel, pastoor, kom saam met my. Dat ek net bid, asseblief. Ek is nou moeg, ek is klaar, dat ek net kan terugkom na hom toe. Vers 26. Maar Samuel sê vir Saul, ek sal nie saam met jou teruggaan nie, omdat jy die woord van Jahwe die Almagtige verwerp het.
En nou het Jahwe die Almagtige jou verwerp om koning te wees van Israel. Vers 27. En toe Samuel hom omdraai, om weg te gaan, gryp hy die slip van sy mantel, en hy het dit afgeskeer. En Samuel antwoord in vers 28 en sê, en Samuel sê vir hom, vandag het Jahwe die Almagtige die koningskap van Israel oor jou afgeskeer, hoor jy die hartseer woorde, en dit aan jou naaste gegee, wat beter is as jy. Kyk, as 'n mens jou verwerp, is dit een faset. Is moeilik, nee, as iemand jou verwerp, is moeilik. Wat maak jy, as die lewende God jou verwerp, soos wat hy vir Saul verwerp het, wanneer jy uitroep na hom, en dis te laat, is te laat, wat doen jy? Wat doen jy? Judas, ek is terug by Judas. Judas het 'n posisie gehad. Hy was die chief financial officer. Hy het die pips gehad. Judas. Hy het die posisie en die geld gehad. En dit het hom verander, soos wat dit duisende mense vandag verander in Suid-Afrika, waar geld belangriker geword het as die woord van Skepper God. Want dit wat krom is, maak geld mos reguit. Nee, is dit nie so nie. En Judas was meegesleer met die gees van die tyd. Die tyd. Ons leef in 2026, die jaar 5786. Ons word meegesleer met die dinge van hierdie wêreld, met die gees van hierdie tyd. En ons dink ons is oudter, en ons dink ons het alles in bag. En Judas was te laat, Saul was te laat, Kain was te laat. En Judas, omdat hy meegesleer was deur die dinge van hierdie tyd, van sy tyd en vandag in ons tyd 2026, het hy nie meer gestaan vir die waarheid nie. En 'n bose mag het hom gevul. En hy het hom verraai, soos wat daar duisende vandag in Suid-Afrika in 2026 hom verraai. Want hulle hou saam raad om hom te verwerp en hom te elimineer. En hulle aanbid die valse Jesus, Tammuz, in ons kerke vandag. Samson is getaak. Hy's geroep om die volk te verlos van die Filistyne. Hy's geroep. En wat doen hy? Wat doen hy? Hy maak en doen net wat hy wil. Hoor mooi, hoor mooi. En hy lê met sy hoof op sonde. Hy lê met sy hoof op Delilah se skoot. En hy sê, maak my vas met 'n garingdraad, jy ken daai storie. Maak my vas met vars toue. Maak my vas met dit, maak my vas met dit. En wanneer hy sê die Filistyne is op jou, dan sê hy, ek sal uitgaan soos die vorige kere. Man, ek sal uitgaan soos die vorige kere met die krag van Elohim in my. En hy breek daai vars toue soos 'n garingdraadjie. Hy breek dit. En dan kom 'n dag wanneer dit te laat is. Hy lê met sy hoof op sonde. Jy lê met jou hoof op pornografie. Jy lê met jou hoof op dobbel. Jy lê op jou hoof om na ander mans en ander vrouens te kyk. Jy lê met jou hoof op jou disfunksionele optrede. Jy lê met jou hoof op die gruwels van hierdie wêreld en jy dink die lewende God moet tevrede wees daarmee. Jy maak 'n fout. Ek sal uitgaan soos die vorige kere. Jy maak 'n fout. Op 'n stadium gaan hy sy koningskap van jou af wegskeer. Hy gaan sy gees van jou onttrek en hy gaan jou verwerp. En dan is berou te laat. Is te laat. Hy lê met sy hoof op sonde, op die skoot van Delilah. Hier is die resultaat. Sy oë is uitgesteek. Hy was blind van wat sy eie sonde aan hom gedoen het. En die krag van die leuen was deel van sy lewe. En hy het gedink hy kon aanhou in rebellie, en hy kon maak en doen wat hy wil, en hy was geroep as 'n Nasareër, as 'n afgesonderde. En sy berou was te laat, want hy het sy eie kop gevolg. En hy sterf, saam met plus minus 3000 Filistyne, toe hy pilare omruk. Mense, ek weet, hier is 'n langerige diens. Maar hier is die woord wat Abba met my gedeel het. En ek het in die begin vir jou gesê, ek staan soos 'n Jeremia vandag, in sy tempelpoorte. En ek roep uit, met 'n harde stem, pas op! Vir die dag, wanneer berou te laat is, soos in Kain, Judas, Saul, Samson. Wanneer dit te laat is, pas op, keer terug na hom, Skepper God van die hemel en die aarde.
Jeremia waarsku. In Jeremia 15 vers 6. Koning Sedekia is in beheer, hy het hierdie klomp profete om hom, hulle staan in die tempelhowe, Nebukadneser klop in die deur, hy wil hulle aanval, hy wil hulle inneem, hy wil hulle in ballingskap wegneem. Nou kom Jeremia 15 vers 6, hy sê, jy het my verwerp. Hy kom in die tempelhowe, daar staan die koning, hier staan hierdie klomp pastore, en hierdie klomp dominees, dalk is Frik ook deel van die crowd gewees. Hier staan almal in die heilige, hulle is so mooi aangetrek, en hier kom Jeremia en hy sê vir hulle, julle het my verwerp, so spreek Jahwe die Almagtige. Dis wat 'n profeet doen. Dis wat 'n profeet doen. Hy sê, julle het al agteruit gegaan. Suid-Afrika, julle het agteruit gegaan. Daarom strek ek my hand teen jou uit en ek verwoes jou. Ek is moeg om berou te hê oor jou. Jy het my verwerp, spreek Jahwe die Almagtige. Jy het al agteruit gegaan. Daarom strek ek my hand teen jou uit en ek verwoes jou. Ek is moeg om berou te hê. Ek is moeg. Wie praat hier? Die Heilige van Israel. Vers 14. En ek sal jou vyande laat dien in die land wat jy nie ken nie. Kan ek vandag vir jou sê, ek ken nie meer Suid-Afrika nie. Kan ek vandag vir jou sê, dis 'n vyand wat ingekom het in hierdie land, wat ons nou dien. Hulle dien ons nie, ons dien hulle in 'n land wat jy nie meer ken nie. Ek ken nie meer Suid-Afrika nie. As ek deur ons dorp en ek ry deur ons stede en daar waar ek kom, dan sien ek hierdie absolute verval. Ek sien hierdie vuilheid, ek sien demoniek, ek sien duisternis, ek sien dood, ek sien dwelms, ek sien baggas en hierdie plekkie waar ons bly, ek sien die baggasgees is prominent. Ek ken nie ons land nie. En ek sal jou vyande laat dien in 'n land wat jy nie ken nie. Want 'n vuur is aangesteek in my toren en oor julle sal dit brand. Dis wat die profeet sê. Dis wat Frik Weideman vandag sê. En ek is niks. Ek maak my net as 'n profeet nie. Pas op vir die dag wanneer berou te laat is. Hier kom die vraag in Jeremia 16 vers 10. Hier kom die vraag. En as julle al hierdie woorde aan hierdie volk bekend maak en hulle jou vra, waarom het Jahwe die Almagtige dit in Suid-Afrika gedoen? Kyk hoe lyk Namibië. Kyk hoe lyk ons regerings. Kyk hoe lyk hierdie korrupsie. Waarom het Jahwe die Almagtige al hierdie groot onheile oor ons gedoen? Dis 'n vraag. En wat is ons ongeregtighede en ons sondes en ons teen Jahwe die Almagtige begaan het? Wat het ons teen hom gedoen? Hier kom die antwoord. Vers 11 en 13. En dan moet jy vir hulle sê, omdat julle vaders my verlaat het, spreek Jahwe die Almagtige, en agter ander gode aangeloop en hulle gedien, en hulle daarvoor neergebuig het. Julle het my verlaat en my wet en my Torah het julle nie gehou nie. Vers 12. En julle nog erger gehandel het as julle vaders, want ons is erger as ons vaders. Kyk hoe lyk ons land, kyk hoe lyk ons huwelike, kyk hoe lyk ons gemeentes, kyk hoe lyk ons omgewings. Is 'n vreemde land. En julle het nog erger gehandel as julle vaders, man. Want kyk, julle wandel elkeen na die verhardheid van julle bose hart, omdat julle nie na my luister nie. Julle luister nie na my nie. Want as ek hierdie God was na wie julle geluister het, sou hierdie land nie so gelyk het nie. Sou jou lewe nie so gelyk het nie. Vers 13, mense hoor vandag. Hier praat Elohim. Hy sê, daarom sal ek julle wegslinger uit hierdie land, na 'n land, wat julle nie geken het, julle en julle vaders nie. En daar sal julle ander gode dien, dag en nag, omdat ek julle geen genade sal bewys nie. Ek sal julle geen genade bewys nie. So Jeremia se stryd was teen die koning, deur die valse profete, deur die kerkleiers en die priesters. En hier kom Sedekia. En berou is te laat vir Sedekia. Hier kom die koning. En hy sê, Jeremia, wat nou? Jeremia antwoord, hy sê, koning, jy was verkeerd geadviseer deur jou profete. Want jy wou gehoor het wat die profete sê om jou ore te streel. Hulle het jou behaag, nie die lewende God nie. En jy het gespeel
met hom, julle het hom verwerp, julle het sy woord verwerp, julle het agter ander afgode aan. Kyk in hierdie gemeente, kyk in hierdie plek van heiligdom, wat staan hier? Die afgode van Egipte, die afgode van Baal, die afgode van Astarte, staan in hierdie plek. Dis die plek waar hy aanbid moet word, en wat doen julle? Julle verwerp hom. En dis die uiteinde. Hierdie profeet, Hanania, het geprofeteer dat die juk van Nebukadneser gebreek gaan word. Ek is hier om vir jou te sê, o koning, hierdie profeet is vals. Hierdie profeet is vals. Jy gaan boet, want jy het nie geluister nie. Jy het die woord van Jahwe die Almagtige het jy verwerp. Jou berou is te laat, koning Sedekia. Jeremia se antwoord aan die profeet Hanania, hy sê vir hom, Jahwe die Almagtige het jou nie gestuur nie. Want jy praat dit wat die mense wil hoor, jy praat dit wat die koning wil hoor, maar jy het sy woord verwerp. Hoor mooi, Jeremia 28, vers 15 tot 16. En die profeet Jeremia het aan die profeet Hanania gesê, luister tog Hanania, luister tog kerkleiers, luister tog pastore, dominees, frikkie, luister, luister. Hanania, Jahwe die Almagtige het jou nie gestuur nie, maar jy het hierdie volk op leuns laat vertrou. Jy het hierdie volk op leuns laat vertrou. Vers 16. Daarom so sê Jahwe die Almagtige, kyk, ek werp jou van hierdie aarde af weg. Hierdie jaar sal jy sterwe, omdat jy afval van Jahwe die Almagtige verkondig het. Dis presies wat ons doen. Ons het 33.000 kerke. Elke week is die kerke stampvol. Is ons besig met die Hanania gees? Is ons besig met die Sedekia gees? Met die gees van verdraaiing? Dit was te laat vir Sedekia. Yeshua, die Messias, die gesalfde, praat met sy eie mond. Hy sê, gaan weg agter my. Ek ken jou nie. Dis te laat. Ek wil afsluit. Dankie dat jy geduldig is met my. Ek sien hierdie is 'n lang boodskap. Maar hierdie boodskap het Vader op my hart gelê. Dit is my moeilik om hierdie boodskap te bring, maar ek gaan hom bring. Ek gaan staan soos Jeremia. Ek wil afsluit. Die verlore seun het opgestaan uit die varkhokke. Uit die varkhokke. Hy het opgestaan. Dit is vandag tyd dat jy opstaan tussen die dwelmverslaafdes. Dit is vandag tyd dat jy moet besluit, jy kan nie so aangaan nie. Want dan gaan 'n dag kom, wanneer dit te laat is. Die tyd het nou gekom, en vandag op hierdie Shabbat, dat jy moet uitkom uit jou buite-egtelike verhouding uit. Kry klaar, met waar jy dink, niemand sien jou nie, waar jy kyk na pornografie op jou telefoon, of op jou rekenaar. Hulle sien jou raak. Die lewende God se oë mis niks. Hy deurloop die hele aarde om te kyk watter man en watter vrou sy hart is onverdeeld op hom gerig. Kry klaar. Kom uit tussen hulle wat die norm van Elohim ignoreer en God se norm verwerp. Kry klaar, kom uit. Kom uit die korrupsie. Kom uit die leuns. Kom uit dit wat 'n gruwel is in Vader se oë. Stap uit. Al is dit hoe moeilik, jy kan. As daai jong man kon opgestaan het uit die varkhokke en teruggegaan het na sy vader se huis, kan jy dit ook doen. Jy kan dit ook doen. Kom uit hierdie verhouding uit, wat vir God 'n gruwel is, en wat aanvaarbaar is in die kerke en in mense se lewens. Kom uit! Kom uit! Staan op! En sê, ek sal na my Vader toe gaan, voor dit te laat is. Halleluja! Mense, pas op, dat jou berou nie te laat is nie. Jy moet nou vandag 'n besluit neem, jy kan nie langer 'n draadsitter wees nie. Jy moet vandag besluit. As jy aanhou met dit waarmee jy besig is, en jy dink, daar gaan geen gevolge wees nie, daar gaan geen reperkussies wees nie, jy spreek en jy is heilig, en jy manipuleer, en jy flous almal om jou, pas op, eendag gaan 'n hartseer dag wees in jou lewe, dan is dit te laat. Die heilige van Israel is nie my en jou speelmaat nie, jy moet dit vandag besef. As jy vandag ware berou toon, hoor my, sal daar blydskap wees in hierdie hemel. Blydskap in hierdie hemel. Want ware berou, ware bekering, maak die hart van ons hemelse Vader, maak hy bly. Jy het nog tyd. Kom nou terug.
Mense, kom ek bevestig wat ek sopas met jou gedeel het, dat as jy vandag terugkom as 'n individu en jy stap uit daai hoel uit. Jy stap uit hierdie goed uit wat jy weet. Jy weet waarmee jy besig is. As jy vandag opstaan en jy stap uit, maak jy die hart van Jahwe die Almagtige bly. As jy vandag kan terugkom, moenie kyk na die massas nie. Moenie vandag sê, ja maar frik, almal doen dit nie. Jy is nie deel van almal nie. Jy is nie met deel van die massas nie. Jy het hierdie woord vandag gehoor. Stap uit. My volk, stap uit Babylon uit. Lukas 15 vers 4 tot 7. Watter man onder julle, wat 100 skape het, en een van hulle verloor, laat nie die 99 in die woestyn staan en gaan agter die een aan wat verloor is totdat hy dit kry nie. En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers. Daar's blydskap in die hemel wanneer jy klaar kry met dit waarmee jy besig is. Want berou kan te laat wees en wanneer hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers. Vers 6. En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en sy bure bymekaar en hy sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. Halleluja. En ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een skaap wat vandag na hierdie boodskap sal opstaan en sê, Abba, ek wil opstaan uit my vark situasie en ek wil u dien in gees en in waarheid. Ek kom terug na u toe. Abba, gee vir my 'n ring vir my vinger, skoene vir my voete en 'n kleed vir my liggaam. Ek is jammer, maak my 'n huurling in u tempel. En ek sê vir julle, daar sal net soveel blydskap in die hemel wees oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor die 99 regverdiges wat die bekering nie nodig het nie. As een net vandag terugkom, na hierdie boodskap, het ek my werk gedoen. Kan ek vandag vir jou sê, jy wat na my stem luister, moenie langer die lewende God terg nie. Hy's 'n verterende vuur, en hy's nie jou speelmaat nie. Moet hom ook nie probeer manipuleer. Moet hom nie manipuleer nie. Jy maak 'n groot fout. Moenie te slim wees vir jouself nie. Jy gaan te laat wees. My laaste skrifgedeelte, dan sluit ek af. Esegiel 8 vers 18. Esegiel, gaan lees die hele gedeelte van Esegiel 8. Jy gaan in jou hande huil, waarmee die volk besig was, en vandag steeds is. Esegiel 8 vers 18. Daarom sal ek ook in grimmigheid handel, spreek die lewende God. My oog sal nie verskoon nie. Ek sal nie spaar nie. En al roep hulle my hardop voor my ore, nogtans sal ek nie na hulle luister nie. Ek sal nie. Want berou is te laat. Ja. Mense, ek maak klaar. Jy het net vandag. Jy weet nie eens of jy 5 uur vanmiddag gaan sien nie. Jy het net nou. Môre is dalk te laat. Kan ek saam met jou bid asseblief? Ek wil nie snaakse goed doen nie. Ek wil jy moet sommer opstaan vandag. As jy sit, staan op. Staan op uit die situasie waarin jy nou is. Staan op. Kom ek en jy aanbid hom. Net daar waar jy is. Jou eie taal, sit my stemmetjie af. Sit hom af. Net daar waar jy nou is. Sê, Abba, ek is jammer. Abba, ek wil terugkom na u toe. Abba, kom buig in aanbidding. Gaan lê op jou aangesig. Gaan sommer in sak en as. Sê, Abba, dis ek. Vergewe my. Dis ek, nie hulle nie. Ek het hulle geblameer. Ek het die kerk blameer, ek het die pastoor, ek het die dominee, ek het verfrik blameer, as ek hom kry wil ek hom verwrig. Maar Abba, dis ek. Help my vandag asseblief. Ek wil net daai een skaapie wees wat terugkom. Sit my vandag op die skouers met blydskap. As daar een vandag tot bekering kan kom, is daar blydskap in hierdie hemel. Abba, ek neem vandag my besluit om op te staan in die varkhoeke. Staan vandag op met my buiteegtelike verhouding. Abba, ek is klaar vandag. Ek het vandag gehoor, al kom 'n dag en al kom 'n uur wanneer berou te laat is.
Abba, vandag is ek klaar met my drank. Ek is vandag klaar met my buite-egtelike, suggestiewe boodskap aan haar vrouens en haar mans toe. Ek is klaar met my verkrachting. Ek is klaar met masturbasie. Ek is klaar met molestasie. Ek is klaar met dwelms en dagga en verslawing. Ek is klaar met pornografie in alle vorms. Ek is klaar met vuiltaal, met diefstal. Ek is klaar met korrupsie. Ek is klaar met leuns. Ek is klaar met ongeregtigheid. En ek is klaar met egskeidings. Abba, vandag wil ek terugkom asseblief. Help my. Saul was te laat. Abba, Kain was te laat. Judas was te laat. Samson was te laat. Abba, help my dat ek nie te laat sal wees nie. Dat ek sal terugkeer vandag na U in gees en in waarheid. Asseblief, neem die gees van God nie van my af weg nie. Kom was my vandag skoon met U bloed, met die waterbad van U woord. Gee in my binneste 'n standvastige gees, asseblief. Abba, dis my gebed. En dis vandag my roepe. En ek bid dit in die wonderbare naam van ons meester, Yeshua HaMashiach, ons verlosser, ons saligmaker. En my gees roep uit. Halleluja. Mense, baie dankie. Dankie dat jy vanmôre ingeskakel was by hierdie uitsending. Mag die aangesig van die lewende God vandag oor jou skyn en jou genadig wees, jou geduldig wees. Mag jy sy vrede ervaar nadat jy opgestaan het uit jou situasie uit. En dat jy sy vrede en sy teenwoordigheid sal ervaar en dit waardeer. En dat ek en jy vandag sal terugkom. My naam is Frik Weideman. Dit was 'n voorreg gewees om vandag met jou te kon gesels het. Tot 'n volgende keer van my kant. Shabbat Shalom.